Hallo my liewe boetie en sussie in Christus, wonderlik om weer saam met julle te kan kuier rondom God se woord. My naam is Dani Gerber en soos julle kan sien is ons hierso weer eens hier by Kiara Lots en dit is so mooi uitsig hier agter my as jy kyk die berge en die dammetjie wat daar is en al mooi karps en goed en ek wat so lief is vir visvang, man dit is so lekker hierso. Maar nietemin ons wil vandag so 'n bietjie met julle deel oor God se woord en wat die Here vandag vir ons wil sê en die boodskap vandag is die Here kom weer. Nie die kat kom weer nie. En daar's daai liedjie wat ons mos sing as 'n kind, die kat kom weer en weet nie wat so goed is alles nie, maar ek wil vir julle sê dat die Here kom weer en is ek en jy gereed as die Here gaan kom. En ek wil so 2 stukke gedeel met ons hierso in God se woord. Die eerste een is hierso in Handelinge 1 hier vanaf verse 8, hy sê, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judea en Samaria en tot aan die uiterste van die aarde. En hoor wat sê hy hierso vanaf verse 11, nou dit is waar Jesus toe opgevaar het nie. En hoor wat sê hy hierso, hy sê, Galileese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus van julle wat opgeneem is in die hemel sal net so kom soos julle hom sien, die hemel sien wegvaar het. So wat ek vir jou wil sê is, soos wat Jesus op die wolke gegaan het, so gaan hy kom. En ek kyk nou die dag 'n videoklip van 'n man wat goed kwytraak en amper wil ek sê hy's 'n aap, maar ons moenie dit sê nie, ons mag nie vir hom sê hy's 'n aap nie, maar weet jy wat, as mense na so ou luister, dan wil ek sê, dan is julle klomp ape. Want hoe kan jy luister na 'n man wat sê, hy is die Messias? En hierdie ou raak self kwyt op die video om te sê dat Jesus Christus is nie die Messias nie, hy is die Messias wat gekom het vir die mense. En die mense het hom geloof en geprys en net gesê, hy is so wonderlike goeder. En as ek my Bybel reg verstaan, wanneer Jesus gaan kom, om sy bruid te kom haal, gaan hy nie sy voete op hierdie aarde sit nie. So hoe kan hierdie ou sê hy is die Messias? As God se woord vir ons duidelik sê hoe hy gaan kom. En ons kan ons Bybels blaai na 1 Tessalonisense 4 toe en ons kan hierso gaan vers lees by vers 16. Hy sê want die Here self sal van die hemel neerdal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel, met die geklank van die basuin van God, en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in die wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig, en so sal ons altyd by die Here wees. So ek dink hierdie ou moet teruggaan, en hy moet sy woord gaan lees wat God vir hom gee het, en nie sy eie woord wat hy opgemaak het nie, want hy is nie die Messias nie. Die Messias is die ere God, die ewige Vader, vandag, môre en gisters dieselfde God. So daar is nie 'n ander Here Jesus nie. Hy is die opstanding. Want die Here sê ook, as ons nie deur hom gaan nie, sal ons nie na die Vader toe kan gaan nie. So my boetie en sussie, hou vas, kyk op met 'n verwagting. Kyk net so 'n bietjie op na die wolke. Kyk so na die lig. Die Here is op pad. Is jy gereed? Kom ons bid saam. Halleluja, Abba Vader, Here, baie dankie vir hierdie voorreg, hierdie eer wat ons het, Here, om in hierdie natuur skoon van U te kan sit en hierdie woord te kan opneem, om te kan besef, Here, soos wat U opgevaar het in die hemel, so gaan U ook neerdal, Here, en U gaan kom en U gaan die kinders kom haal. Here, wees ons genadig, geef ons die krag, geef ons die leiding, Here, dat ons U nooit sal verlaat nie en U nooit sal verraai nie. En dis my gebed in Jesus naam. Amen en amen.